Voordat ek vandag so 'n bietjie praat uit die woord van die Here, wil ek net sê vir almal wat so pragtig vir my geluk gewens het met my verjaarsdag, baie dankie. Ek waardeer al die mooi seënwense. Ja, die Here is vir my goed en ek is so dankbaar dat ek nog 'n jaar gehad het wat die Here vir my gespaar het en ek kyk uit met verwagting ook na die jaar wat voorlê en om te sien wat die Here gaan doen in hierdie jaar. En dan ook baie dankie vir al die mooi positiewe kommentaar op my jongste kinderboek wat ek gepubliseer het. Dis altyd mooi om met ons vriende en familie die dinge te deel. Kom ons kom by wat regtig vandag op my hart lê en ek wou eintlik oor iets anders gepraat het en dis asof die Here vir my baie duidelik sê ek wil hê jy moet hieroor praat vandag. Jy weet, dis so maklik vir ons om 'n front voor te hou dat dit goed gaan met ons. Weet jy maak so asof alles reg is, alles wonderlik is, maar eintlik is jy so moedeloos dat jy nie eens kan sien om aan te gaan. En nou ek weet, dis nie baie keer wat mense die absolute laagtepunt bereik, wat jy net nie aan kan gaan nie, maar baie keer is ons besig om in daai rigting te beweeg, en ons maak maar net asof alles reg is. Nou, was nog op my treffend, 'n baie gewilde sanger Sia sing die volgende. Sy sing, all smiles, I know what it takes to fool this town. Hoor wat sy sê, all smiles, I know what it takes to fool this town. I'll do it till sun goes down and all through the night time. Oh yeah, I'll tell you what you want to hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah. I put my armor on. Show you how strong I am. I put my armor on. I'll show you how strong I am. I'm unstoppable. I'm a horse with no brakes. I'm invincible. Yeah, I win every single game. I'm so powerful, I don't need batteries to play. I'm so confident. Yeah, I'm unstoppable today. 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 I'm unstoppable today. Sy moet iemand oortuig, eintlik haarself, dan seker dat sy onstuitbaar is. Maar waarmee het hierdie liedjie begin? Dit het begin met all smiles. I know what it takes to fool this town. En ek wonder hoeveel hartseer sit agter daardie woorde. Maar daar kom 'n punt in 'n mens se lewe wat jy die werklikheid nie kan ontken nie, nie langer kan ontken nie. En as dit die geval in jou lewe is, en as hierdie boodskap spesifiek vir jou is, en al is dit net vir een persoon, dan bring ek dit vandag met oortuiging vir jou. As jy daardie punt bereik waar jy so laag is, so moedeloos is, totaal in jou wanhoop is, hier's 'n woord vir jou. As ons gaan na Jesegiel, die 37ste hoofstuk, en ons lees daar vanaf die eerste vers, Jesegiel 37, dan kry ons in die eerste plek hier 'n ervaring van doodse wanhoop. Nou Jesegiel vertel, die Here het van my besit geneem, en die gees van die Here het my weggeneem na 'n vallei vol bene. Hy het my tussen die ou, droë bene wat op die valleivloer lê rondgelei. Hulle het oral op die grond gelê. So in die visioen word die profeet Jesegiel opgelig en in 'n vallei neergesit. 'n Vallei is gewoonlik lowergroen, maar hierdie vallei is daar nie plek vir enigiets groen om te groei nie. Dis net dooie bene oral waar Jesegiel kyk. Jy sien net 'n geveg, dis nou in die visioen, dis nie werklik wat gebeur het nie, maar is in die visioen, want die Here is besig om vir hom 'n boodskap oor te draai deur. Laat 'n geveg baie jare gelede, tevore het plaasgevind daarson die dooie soldate. Duisende en duisende van hulle is nie eens begrawe nie. Dit is nou net die bene wat daar lê. Dit is miskien nie vandag vir ons, in ons kultuur so erg as iemand nie 'n behoorlike begrafnis het nie. Maar weet in die Bybelse tyd was dit 'n verskriklike ding as jy nie begrawe is nie. As jy nie begrawe is nie, was dit 'n teken dat jy vervloek is, dat God jou vervloek het. Jy is onder die oordeel van God. En dan by implikasie, as jy onder die oordeel van God is wanneer jy dood is jy steeds onder die oordeel van God. Nou, dit is hoe die volk van die Here hulle beskryf het.
Dis hoe hulle voel oor hulle self. Nou, as ons spring na vers 11 van hierdie hoofstuk, toe sê hy, die Here vir my, mensekind, hierdie bene is die mense van Israel. Hulle sê, ons het ou, droë bene geword. Daar's geen hoop vir ons oor nie. En miskien voel jy vandag ook, ek is niks anders as 'n klomp ou droë bene met geen toekoms. Geen hoop dat dit ooit beter met my sal gaan nie. Jy sien, dis nie soseer dat hulle net moedeloos is of baie moedeloos is nie. Dis totale wanhoop. Dis wanneer jy net besef ek het niks om na uit te sien en niks gaan ooit beter wees nie. Hulle is in ballingskap, met ander woorde, hulle is weggevoer uit hulle eie land jare en jare gelede. Hulle leef nou al so lank hier in die vreemde en heidense land. Daar's geen kans dat hulle kan teruggaan en ooit in hulle eie land weer kan gaan woon nie. En ek wonder of jy baie keer hierdie gevoel het, miskien op hierdie dag, hierdie oomblik, hierdie gevoel het van, weet, dinge gaan nooit weer vir my reg wees nie. Ek kan net sowel maar einde aan my lewe maak. Ek onthou jare gelede moes ek 'n begrafnisdiens doen van 'n jong man wat selfmoord gepleeg het. Weet, hy het net nie meer kans gesien vir die lewe nie. En dit was vir my geweldig aangrypend gewees. So daai dag, en ek onthou nog in my boodskap wat ek gesê het, weet ek sal so graag net nooit weer wil hoor dat enigiemand in ons dorp, dis nou baie lank terug, so ek wil nie eens die plek se naam noem nie, dat enigiemand in ons dorp weer daardie laagtepunt bereik, dat hulle voel, ek kan nie aangaan nie. Nie terwyl Jesus verklaar het, en hy het dit gedoen in Matteus 11 vers 28 en 29, so duidelik, en ek deel dit met jou vandag, nie terwyl Jesus verklaar het, kom na my toe, almal julle wat moeg is en swaar laste moet dra, en ek sal julle lewens verkoop. Neem my juk op julle skouers, kom leer van my, want ek is sag en nederig van hart, en julle sal rus en nuwe moed vir julle lewe kry. Want my juk is sag op julle skouers, en my las is lig om te dra. Jy sien, dis wat mense moet hoor, wat nie meer kans sien vir die lewe nie, en as dit jy is, dis wat jy moet hoor vandag, dat Jesus jou uitnooi om na hom toe te kom, en hy maak die verskil in jou lewe, en daar is hoop by Jesus Christus. Nou, ons YouTube kanaal is Hoop Nogtans, dis my boodskap, hou aan hoop nogtans, al lyk alles hopeloos. Nou, Facebook verwyder ons boodskappe na 'n maand, so dis 'n wonderlike geleentheid wat ons het om dit op YouTube te sit, en daarso bly dit vir wie weet hoe lank, dit kan waarskynlik langer op bly as wat ek leef, en mense kan nog steeds die kosbare woord van die Here hoor. Die boodskap is, hou aan hoop nogtans. So ons sien in hierdie visioen wat Esegiel kry, hierdie ervaring van totale wanhoop, nee, maar daar is so 'n duidelike boodskap van hoop. Nou lees ons, toe vra hy, dit is nou God, mensekind, kan hierdie bene weer lewende mense word? Wat sou jy geantwoord het? Jy sien dit hierdie duisende dooie bene. Mensekind, kan hierdie bene weer lewende mense word? Nou, Esegiel kom, en hy sê, oppermagtige Here, U alleen ken die antwoord. Esegiel weet, as menslik gesproke geen hoop, dat daardie bene ooit weer gaan herleef nie. Maar by God is alle dinge moontlik. Daarom antwoord hy nie net sommer nee nie, maar hy het geen idee of God dit gaan doen of nie. Hy weet God kan, maar hy weet nie of God dit gaan doen nie. En Here sê toe vir hom, profeteer vir hierdie bene en sê, droë bene, luister na die woord van die Here. So sê die oppermagtige Here, kyk, ek gaan in julle blaas en julle weer lewend maak. Ek sit vleis en spiere om julle en maak julle toe met vel. Ek sit asem in julle en julle sal lewend word. Dan sal julle besef dat ek die Here is.
ek het gesê, soos hy my beveel het, is nou weer Esegiel wat praat, skielik was daar 'n gedreun terwyl ek praat. Die bene van elke liggaam het bymekaar gekom soos dit voorheen was. Terwyl ek gekyk het, het spiere en vleis oor die bene gevorm. Toe het vel die liggame toegemaak, maar daar was nie lewe in hulle nie. Toe sê hy vir my, praat met die wind en sê, so sê die oppermagtige Here, wind kom vanuit die 4 windrigtings, blaas in hierdie dooie liggame, sodat hulle lewend kan word. Ek het toe gesê, soos hy beveel het, en die wind het in die liggame gekom en hulle het begin asemhaal. Hulle het lewend geword en op hulle voete gaan staan, 'n groot klomp mense. Ek dink is seker een van die mees dramatiese tonele ooit wat hier voor Esegiel afspeel. Die boodskap is duidelik, God gaan sy volk, wat in ballingskap is, laat herleef as 'n volk. Hulle sal terugkeer na Jerusalem toe, hulle sal weer volk wees. Uit daardie dooie bene, soos hulle self sien, gaan hulle herleef. Daar's 'n toekoms vir hulle. Iets wat totaal ongehoord was in daardie tyd. Jy weet, dit het baie gebeur, wanneer een volk 'n ander een oorwin, dan voer hulle die hele klomp weg in ballingskap. So hulle verplaas 'n hele volk en sit hulle in 'n vreemde land, ver daarvandaan baie keer, maar hulle word nooit teruggestuur nie. Nou sê die Here, nadat sy mense vir generasies, nou of 'n lang generasie, 1 of 2, in ballingskap was, gaan hulle weer terug na hulle eie land. Soos iets het nog nie gebeur soos hierdie nie, nee. Jy sien, God doen die onmoontlike. En hoeveel keer het jy gesê, maar dit is onmoontlik vir jou situasie. God doen wat nog nie voorheen gedoen is, wat mense dink nie gedoen kan word nie. God doen die onmoontlike. En ek dink dit is goed in hierdie Kerstyd, dat ons weer herinner word daar in Lukas 1 vers 37 byvoorbeeld waar ons lees, want niks is vir God onmoontlik nie. Kan ek gou weer sê? Want niks is vir God onmoontlik nie. Daar is so 'n mooi versie in Romeine 4 vers 17, nou in die ou Afrikaanse vertaling lees ons oor Abraham, voor die aangesig van God en wie hy geglo het, God wat die dode lewend maak, en die dinge wat nie bestaan nie, roep asof hulle bestaan. God wat die dode lewend maak, dit sou nie sommer gebeur nie, maar God doen dit. En God wat die dinge wat nie bestaan nie, roep asof hulle bestaan. Nou, hoe gebeur dit dat daardie goed kan gebeur wat Esegiel dan nou in sy visioen sien? Nou, Esegiel moes profeteer, hy moes die aankondiging maak van wat die Here sê, en God doen die werk. Wie doen die werk? Nie Esegiel nie. Esegiel sê net wat die Here sê, en God doen die werk, en dis deur die krag van sy gees. Lees gou vers 11, toe sê hy vir my, mensekind, hierdie bene is die mense van Israel, en hulle sê, ons het ou, droë bene geword, daar is geen hoop vir ons oor nie. Sê vir hulle, die oppermagtige Here sê, my volk, ek maak die grafte van ballingskap oop en laat julle opstaan, ek bring julle terug na die land Israel, my volk, wanneer dit gebeur en ek julle uit julle grafte bring, dan sal julle besef dat ek die Here is, ek sit my gees in julle, en julle sal lewe en terugkeer huis toe, na julle eie land toe, dan sal julle besef dat ek die Here is. Julle sal sien dat ek presies gedoen het, soos ek beloof het, ek die Here het so gesê. Moenie so bekommerd wees oor hoe God die omstandighede gaan uitsorteer nie. Dis nie jou verantwoordelikheid nie. Jou verantwoordelikheid is om die Here te vertrou om dit te doen. Hy laat sy volk herleef. Hy gee nuwe moed vir hulle. Hy laat jou herleef. Hy gee jou nuwe moed. Soos hy daardie ervaring van die doodse wanhoop saam met Esegiel beleef, maar ook baie duidelik hierdie boodskap van hoop gehoor. En die derde ding wat ons hierso sien is hierdie uitnodiging tot vernuwe, tot innerlike vernuwing. Nou Esegiel 37 sluit baie nou aan by Esegiel 36. Maak sin hè. Dis alles deel van die woord van die Here deur Esegiel. So in Esegiel 36 het die Here die volgende beloof, vers 24. Want ek maak julle bymekaar
uit al die nasies en bring julle huis toe na julle eie land toe, dan was ek julle met skoon water en julle sal skoon wees. Ek maak julle skoon van julle vuilheid en julle afgode. Ek gee julle 'n nuwe hart met die regte begeertes en 'n nuwe gees. Ek vat die ou hart van sonde weg en gee julle 'n nuwe gehoorsame hart en ek sal my gees in julle ek gee my gees in julle sodat julle my voorskrifte sal gehoorsaam en doen wat ek beveel. Julle sal in die land bly wat ek aan julle voorouers gegee het. Julle sal my volk wees en ek sal julle God wees. Ek maak julle skoon van alles wat julle lewe besoedel het. Hoor wat sê die Here hierso. Hy sê, sonder die werk van die Heilige Gees gaan dit nie gebeur nie, maar my Gees doen dit. My Gees kom maak mense nuut van binne af. En dis waar die verskil moet begin. Die verskil begin nie in die omstandighede nie. Ons staar ons blind teen die omstandighede. Die verskil is nie daar waar dit moet begin nie. Die verskil begin by 'n hart wat reg is met die Here. Kan ek vir jou sê, jy gaan nooit die volheid van God se plan vir jou lewe kan beleef as jou hart verkeerd is teenoor God nie. Een van ons contemporêre liedjies sê, come if you're broken, come if you're searching, if you need healing, here's where you find it, lay down your burden, breathe in forgiveness, if you need freedom, here's where you find it, hope has a name, Emmanuel. Is dit nie prachtig nie? Hope has a name, Emmanuel, die naam van die Here, Emmanuel, God met ons, the light of the world who broke through my darkness. All hail the King Emmanuel, the light of the world, the glory of heaven. Hope has a name, sy naam is Jesus. En is deur Jesus Christus in jou lewe in te nooi, hom die kans te gee om jou lewe te verander, dat hy kan kom en alles verander. As jy net soek dat hy moet jou omstandighede verander, jou probleem oplos, dan mis jy die beste. God maak jou van binne af nie, en dis die uitnodiging wat hy vir jou gee vandag om hom toe te laat om dit te doen. 'n Major in 'n Kubaanse lugmag met die naam van Orestes Lorenzo Perez, die verkeer na die weste. Nogal hy doen dit in 'n Kubaanse MiG vegvliegtuig op die 20ste Maart 1991. Nou kan jy jouself die verbasing indink wanneer 'n Kubaanse vegvliegtuig 'n Amerikaanse basis nader om te land. Hulle laat hom toe. En 'n jaar en 9 maande later gebeur die volgende. Hierdie major, ex-major in daai stadium, en daar's 'n doodsvonnis oor hom uitgespreek as hy sou terugkeer Cuba toe. Op die 19de Desember 1992 neem hy 'n 4-sitplek Cessna vliegtuig, so 4-sitplek vliegtuig. Hy vlieg terug Cuba toe. Kan jy dink, die waagkans. Hy land op 'n openbare stuk pad tussen ander voertuie, en daar was onder 'n bus en 'n vragmotor en nog 'n kar wat hy moes dodge. Hy land op 'n spesifieke plek sodat hy sy vrou en sy 2 kinders, een is Reiniel 11 jaar en Alejandro is 6 jaar, sodat hulle kan oplaai en kan terugneem Amerika toe. En hy kry dit reg. Is waagmoed, ja, maar is meer. Dis liefde. Dis liefde in aksie. God het gekom en hy die waagmoed, die liefde, het alles gedoen wat nodig is. God kan nie meer doen nie. Dis as ware of God reg voor jou stop met die vliegtuig en sê klim in na veiligheid, jy moet inklim. Jy moet kom en sê ek kom, Here Jesus. Hierdie is 'n uitnodiging wat ek nie van die hand wil wys nie. Dis my woord vir jou vandag. Mag die Here vir jou deurdra, mag hy jou oorlaai met sy guns in jou lewe. Mag jy 'n getuienis hê van wat God vir jou gedoen het. Ek seën jou in die naam van ons Here Jesus Christus.